Goeiemôre, kind van God. Groet jou vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Vir die laaste paar dae, weke, maand het ek my tyd gebruik om deur die Nuwe Testament weer eens te lees, deur te werk. En terwyl ek deurgewerk het, het ek skrifte ontvang wat in my gees en my hart, wat ek onderstreep het, boodskappe wat die Here op my hart kom lê het, wat ek natuurlik vandag na die tafel toe bring. Ek het in die laaste paar dae het ek die boodskappe gedeel. Ek het 8 boodskappe gekry, waarvan ek 5 klaar gedeel het. Vandag is die 6de boodskap wat die Heilige Gees op my hart kom lê het, om ook met jou te deel wat aan die ander kant is. En ek bid, en ek vertrou die Here, dat die Here jou gees, jou hart ontvanklik sal maak, en sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, en dat die saad wat in jou hart geplant is, dat hy kunsmis en water gooi en hy lande natuurlik sal inoes as die saad ryp is. Die boodskap vandag, boodskap nommer 6 wat die Here op my hart kom lê het, is waak teen die skynheiliges en die goddeloses tussen ons. Dit is 'n vermaaning, 'n waarskuwing wat die Here kragtig telke male deur sy woord as attent maak van die Satan kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n bril op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En die Bybel leer ook vir ons dat ons op niemand kan staat maak en vertrou nie. Jy kan jou vertroue en jou geloof net in God en God alleen stel. En Satan het maar slinkse maniere, perverse planne, wat hy ook deur kanale kom, soms die kerke infiltreer, soms deur familie en vriende, wat die Here deur valse broers en susters, wat Satan kom en wat die Here jou attent maak, om op die uitkyk te wees van mense wat God dien met die mond, maar hulle harte is baie ver van hom af. Mense wat skree en vir almal wil vertel hoe gaan hulle hemel toe en hulle is kinders van die Here. Maar as jy kyk na hulle lewe, kom die daad nie by die woord uit nie. Verstaan my punt, is hulle hypocriete, skynheiliges, hulle dien God met die mond, maar hulle harte is baie ver van die Here af. En goddeloos is mense wat sê hulle glo in Jesus Christus, maar hulle volhard in sonde. En hulle maak van God se genade, van Jesus se kruisdood 'n bespotting. Hulle het geen respek vir God of sy woord of die riglyne nie. En ons moet attent wees, ons moet wakker wees, God maak ons deur hierdie skrif, deur hierdie kragwoord, wil hy ons weer eens, hoe kan ek sê, hy wil ons attent maak van die vyand, wat die leeu's wat tussen ons lewe en wat tussen ons beweeg. En Satan kan jou deur enige persoon aanval. Dat ek jou sê, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur enige persoon aanval, of hy wit, bruin of swart is, of hy familie van jou is, of hy vriende van jou is, kennisse. Dat ek vandag vir sê, Satan is 'n foenie op hierdie gebied. Hy is baie slinks en baie agterbaks. En ons moet bid vir wysheid, insig, kennis en krag. Ons moet bid dat die Here ons sal versterk met onderskeiding van gees, dat ons die wolwe en skaapklere kan raak sien tussen ons. En veral die krokodille wat in die water lê. Partykeer lyk die water kalm en alles lyk goed en godsdienstig en heilig en reg en goed. Alles is net godsdienstig en alles gaan net perfek, maar partykeer in daai water lê daar krokodille en ja, die kinders speel rondom die damme, die riviere en selfs groot mense wat hulle daai vyand nie raak sien nie. Satan is baie slinks, baie agterbaks en op die ingewing van die moment wanneer jy dit die minste verwag, dis wanneer daai vyand natuurlik toeslaan en die absolute mat onder soveel mense uitdruk, veral in kerke. Dat ek vir jou sê, Satan is 'n foenie op hierdie gebied. Hy's 'n absoluut prou as dit kom by hierdie tipe dinge. En jy kan op niks in niemand staat maak en vertrou nie. In my paar jaar van bediening, ek is 12 jaar wat ek voltyds vir die Here werk, het ek vandag vir jou sê, ek het al hoeveel mense gehad wat my soen. En na 'n paar 3, 4, 5, 6 maande, jaar, dan druk hulle sulke lang swaar in jou rug in. Jy kan op niks in niemand staat maak en vertrou nie, my liewe broer, suster. Dis die raad wat ek vandag vir jou kan gee. En ek kan dit natuurlik, Jesus Christus het self daai lewenslesse geleer. En dit kan julle lees natuurlik in Johannes 2 vers 23 tot 25. Jy kan dit sommer self gaan lees.
wat Jesus ons vermaan en gewaarsku dat selfs nie hy eers sy vertroue in mense gestel, want hy die mens geken, hy het geweet hy kan nie staat maak op die mens nie, want die gees is sterk, maar die vlees is swak. En het ek vandag vir sê, Satan is baie slinks en agterbaks, baie keer is daar geestelike deure en kanale van sondes en mense se lewens oop, maar daar is ook tye wat Satan regte opeis en God dit soms toestaan en toelaat, en dan kom val Satan jou aan, juist deur die mense wat in jou binnekringe, in jou privaat kanale rondbeweeg, en hy kan jou deur enige persoon aanval, jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou skoonfamilie, jou kinders, en dit is hoekom Jesus gesê het in Matteus 10 vers 34 tot 36, Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees, ook in Lukas 12, 51 tot 53, wat Jesus gesê het in die skrif, huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, en natuurlik Matteus 13 vers 53 tot 58, eintlik maar vers 57 wat uitstaan dat 'n profeet word nie onder sy eie mense, onder sy eie familiekring waar hy groot word erken nie. Dis absoluut die waarheid. En alrede hoekom Jesus Christus daai tipe skrifte vir ons gee, is om vir ons te leer en te vermaan dat Satan jou deur enige persoon kan aanval. Maak nie saak wat 'n kleur sy vel, maak nie saak wat 'n taal hy praat, maak nie saak of hy 'n man, vrou of 'n kind is, maak nie saak waar hy in hierdie land, in hierdie wêreld bly nie, hy kan jou deur enige kanaal aanval, en jy moet opreg wees toe duiwe, versat as 'n slange, waaksaam wees teen die slinkse, bose, perverse aanvalle van Satan en sy bose koninkryk, dat ek vir jou sê, hy is baie slinks en baie agterbaks, en dit waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel, in enige Christenkind van God, en Matteus 24 leer die Here ons dat daar sal vals Christusse, valse profete kom, wat selfs die uitverkorenes sal probeer mislei. Hulle sal allerlei wonderwerke, tekens doen, maar hulle gaan dit nie reg kry as jy na die stem van die Heilige Gees luister nie. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees is kritiek, en jy moet die woord kan toets, jy moet na die boom kan kyk, wat 'n vrugte hy dra, en jy sal baie vinnig agterkom as 'n persoon aan die een kant skree, ek is 'n Christen, en aan die ander kant bly hy in voorhuwelikse seks, en hy is besig met homoseksualiteit, of hy is heilig nie sy Sabbatdag nie, of hy steel, of hy doen skelm besigheid, of hy is besig met afgodsdienste en valse gelowe, hy verkrag, hy betas, hy moor, hy verstaan my punt, daar's soveel maniere wat jy dadelik 'n boom aan sy vrugte sal identifiseer, en dis wat die Here ons weer eens attent wil maak, deur hierdie boodskap vandag, waak teen die skynheiliges en die goddeloses tussen ons, en wees versigtig vir hulle, en moenie met jou broek op jou knie gevang word. Die Here gee vir my 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skrifte, wat ek met jou moet deel, wat natuurlik, dit wat uit my mond uit gekom het, wat ek het staaf en bevestig, kort en kragtig, ek bring dit na jou toe, en luister in jou gees en jou hart, luister wat die woord wat die Here na jou toe bring. Die eerste skrif, Titus 1, vers 15 en 16, vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deeg vir geen goeie werk nie. So dit is baie duidelik, hulle gee voor hulle ken die Here, maar hulle dade weerspreek dit. Verstaan jy, aan die een kant skree hulle Here, Here, aan die ander kant is hulle volhard in sonde en lewe in sonde, en bring hulle die Here se naam in oneer. Dan die volgende skrif wat die Here vir julle gee, 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daaroor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Vlekkeloos is wanneer jy nie in saad van duisternis lewe, in sonde en soos 'n vark gaan rol in die modder nie. Verstaan my punt, en teruggaan na jou braaksel toe nie, bekeer, draai weg van die sondes af en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Dit is vir God baie belangrik, en dit is die grootste teken van heiligheid en gehoorsaamheid. Dan nog 'n skrif wat die Here gee, 1 Johannes 4 vers 6, ons behoort aan God, en wie vir God ken,
luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die Gees, die Heilige Gees van waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. So baie belangrik, as jy God ken en jy is lief vir die Here, sal jy na die woord, sal jy saam met mense wat jy regtig weet, wat jy opreg, wat die Here dien, wat jy weet, jy kan die woord vertrou, mense wat God respekteer, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir hom het, wat jy weet, jy stap jare pad, jy sal altyd saam met daai mense hande kan vat en kan luister na dit wat uit hulle monde uitkom. Hieraan kan ons die Gees, die Heilige Gees van die waarheid en die gees van dwaalleer onderskei. Dis die vinnigste wat jy kan sien of mense gelei word deur die Heilige Gees en of hulle nie gelei word deur die Heilige Gees, of hulle mislei is en wat hulle daar's om twis en verdeeldheid te saai, veral in die gemeente, in die kerke, in die selgroepe wat hulle daar's om verdeeldheid te saai en skering en twis wat hulle beklei oor nonsens en net daar is om tyd te mors en skering te veroorsaak en God se naam in oneer te bring. Dan gee die Here vir julle 2 Johannes vers 5, vers 6, vers 9 tot 11. Ek lees dit vir julle. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe, die 10 gebooie. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daarin verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie eers groet nie, want wie hom groet is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen, wat hy of sy doen. Is dit nie 'n fantastiese skrif nie? So bly by die egte leer en suiwer woord van God. Moenie links of regs afdwaal nie, moet niks byvoeg of wegneem nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas, die absolute kontrak en fondament om die ewige lewe te kan behaal. Dan gee die Here saam met daai skrif, kyk hoe mooi kom hierdie skrif by mekaar. Galasiërs 1 vers 7 tot 9. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. My liewe broer en suster, dit is heel duidelik. God gaan nie met daai tipe mense speel nie, hard en duidelik. Dan gee die Here vir my Judas 4, Judas vers 4, dat ek leer te sê, die boek Judas, vers 4, vers 10, vers 14 tot 16 en dan vers 17 tot 23. Ek lees dit vir julle. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het, selgroepe, kerke, die Christendom, ongemerk julle geleedere binne gedring het, goddelose mense wie se verordening lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God, hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester in Here Jesus Christus. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juist dit is hulle ondergang. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig, en is altyd ontevrede met hulle lot.
Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge wat van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van die Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees, wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers, en nie deur die Gees van God, die Heilige Gees nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, want die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm en verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. My liewe broer en suster, wat 'n kragtige skrif. En doen jouself verguns, jy kan ook hier sommer teruggaan na Romeine 1 toe ook. Dan gaan lees jy die hele Romeine 1, waar die Bybel ons ook vermaan en waarsku oor mense wat so in goddeloosheid lewe, wat hulle eie mensgemaakte vleeslike begeertes navolg en geen respek het vir God, wat volhard in hulle sondes en sondes volhard en nie bekeer nie, en outomaties op die einde van die dag hulle eie vlees verheerlik en dien, en weer doen wat hulle liste, weer die begeertes van die vlees en nie die gees nie, en wat hulle eintlik die Here se naam in onneem, wat hulle die skepping aanbid in plaas van die skepper. My liewe broer en suster, Romeine 1 kan jy saam met hierdie skrif gaan lees. Fantasties hoe daai skrifte by mekaar kom. Dan het ek nog een skrifgie wat die Here vir my gee om met julle te deel, en dit is 2 Petrus 3 vers 3 tot 7. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedwillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld wat daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. My liewe broer en suster, hou jou voete op die grond, en pas op vir goddelose mense wat vir jou wil vertel, lewe net, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, en dis outomaties hulle lisensie, hulle 'n kaartjie om hemel toe te gaan. Dit is vir hulle lisensie, 'n toestemming om in sondes te volhard en te lewe, want Jesus het mos nou klaar die prys betaal. So glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Waar kom heiligmaking? Waar kom bekering? Waar kom dit vandaan? En dit is wat hulle mis, dis 'n halwe waarheid wat versprei verkondig word, en terwyl mense vashou aan daai halwe waarheid, aan daai tipe dwaalleer en leerstellings, is hulle outomaties verantwoordelik vir die skape wat deur jakkalse en wolwe verskeur word, maar hulle is te geestelik blind en doof om dit raak te sien. En dis hoe dit lyk as mense daar voor staan wat nie deur die stem van die Heilige Gees gelei word nie, en nog minder deur die stem van die Heilige Gees deur God opgeroep is en bemagtig om hierdie werk te doen nie. En dis hulle wat skade bring, dis hulle wat verdeeldheid en toos, en op so 'n unieke manier het Satan die kerke kom infiltreer, en word daar skade gemaak. Jy moet baie waaksaam en wakker wees, jy moet goed en reg kan onderskei, en bid vir die Here vir wysheid, sodat jy die vyand kan sien vir wie en wat hy werklik is, en mense wat die egte suiwer evangelie van Jesus, en ook die opoffering van Jesus Christus aan die kruis, daarvan 'n bespotting wil maak.
Ons moet heilig lewe, God is ook heilig lewe. Wat is heiligheid? Dis die eindproduk van gehoorsaamheid. Sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien, die Hebreërs 12 vers 14. Dankie my liewe broer, suster, vir die voorreg om hierdie kragtige vermaninge woord vandag na jou toe te bring. Wees op die uitkyk vir skyn heiliges. Mense wat sê hulle glo in Jesus Christus, maar hulle volhard in hulle sondige natuur en hulle maak 'n absolute grap van God se genade en van die kruisdood van Jesus Christus, wat 'n bespotting daarvan maak. Pas op vir daai mense wat hulle eie vleeslike hartsbegeertes navolg en nie na die stem van die Heilige Gees luister en op so 'n unieke manier ons God se naam in oneer bring. My liewe broer, suster, jy sal vir God nooit ooit in jou lewe met sonde behaag nie. God haat sonde en dit is belangrik dat ons sal bekeer terwyl daar lig in hulle longe is, terwyl daar 'n hart is wat klop, terwyl daar trane is wat vloei, het hulle elke dag die keuse om hulle lewens reg te stel en terug te beweeg op die vlak waar God hulle wil hê. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Baie het uitgestel, baie het, hoe kan ek sê, ons afgelag en 'n bespotting van ons gemaak. En baie het gekom en baie het gegaan. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Jou geleentheid en jou kans is vandag, nie môre nie. Môre is dalk te laat, my liewe broer en suster. Bekeer en draai terug na die Here toe en kom op God se vlak in suiwerheid en heiligheid en aanbid en dien die Skepper, nie die skepping nie. Word jy minder in jouself en meer van God en wees 'n dienskneg en 'n direkte verteenwoordiger van sy koninkryk. Dankie vir die luister, 'n mooi en geseënde dag word vir almal toegewens. Shalom, vrede. Ons praat gou weer. Groetnis, hoor. Praat weer.